Vandag eindig ek die reeks wat ons begin het in Desember. Ons het 'n reeks wat alle Every Nations doen. Ons het hierdie week ook saam gevas, die wat kon en die wat 'n deel was van dit, maar ons het wêreldwyd as 'n Every Nation familie gevas hierdie week wat verby is. En ons sluit nou hierdie vandag die reeks af wat ons begin het, The Mission. En ons gaan vandag kyk na die missie van die kerk. Nou voordat ons dit wil doen, wil ek net bietjie praat oor die 3 gedeeltes wat ons oor bedien het al. Die eerste een was die Vader se liefde, wat ons gepraat het oor Johannes 3 vers 16, wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gestuur het, sodat die wat in hom glo, ewige lewe mag hê. God stuur sy seun, hy wys sy liefde deur om sy seun te stuur. En toe het ons gekyk na die offer wat Jesus gebring het. Jesus wat alles betaal het, sodat ek en jy in 'n verhouding kan staan met God. En ons het toe laasweek, het ek bedien oor die krag van die Heilige Gees. Nou, die Heilige Gees het Jesus bekragtig om te doen wat hy gedoen het op aarde. Maar so het Jesus gesê, ek stuur die Heilige Gees om op elke een van julle te wees, in julle te kom woon, sodat julle aan kan hou doen wat ek begin het op die aarde. Die werk van Jesus is volbring op die kruis, maar die missie en die plan wat God het vir samelewing is nog nie geëindig nie. Dit gaan nog eendag eindig. So voordat ons nou kyk na die missie van die kerk, wil ek vir jou 'n vraag vra. Wie van julle glo dat die Bybel die woord van God is? En ek wil graag hê jy met jou hand opsteek as jy so glo. OK, ek dink is almal, né? Wie van julle glo dat die Bybel waar is en dat daar geen leuns in dit is nie? OK. As jy dit nie doen nie, as jy nie dit glo nie, asseblief kom praat met ons. Dis OK as jy vra het en as jy dalk sekere goeters nie glo of nie verstaan nie, maar dat ons moet duidelikheid hê en ons moet 'n fondasie hê van wat is die woord vir ons. So moenie rondloop met daai twyfel in die woord, is die woord waar nie. Kom praat met iemand en vra hulle, luister, hierdie verstaan ek nie. Daar's vrae wat mense het oor mense wat uitgewoes is in die Ou Testament en dan sê hulle, hoe kan God dit doen? Dis vrae wat ons mag hê, ons mag vra, maar ons moet tot op die konklusie van die antwoord van God se hart kom en weet, is die woord waar of nie. Nou as die woord waar en akkuraat is, dan is die vraag, vertrou jy werklik die skrywer met jou lewe? Want Jesus of God het verskillende penmanne gehad wat die Bybel geskryf het, maar hy is die ene wat die Heilige Gees gebruik het om te inspireer en die woord te skryf. Vertrou jy God met jou lewe? En is baie maklik vir ons om te sê, ja, ons doen. Maar wanneer die uitdagings kom, wanneer daai toets kom, wat jy hom nou moet vertrou jy hom regtig? Wanneer jy in 'n situasie is, wat jy gedink het jy jouself nooit in sal bevind nie, is daai die tyd wat jy sê, Here, ek vertrou U in hierdie omstandighede? Of is dit wanneer ons geloof net teoreties is, maar dit het nooit prakties in ons lewe geword nie? As jy die woord glo, want ons sien van Genesis tot Openbaring 'n plan wat God uitgelê het, 'n versoeningsplan vir nie net ons as mens nie, maar vir die wêreld, dit wat hy geskep het. As ons dit glo, dan weet ons daar's een van 2 plekke wat jy gaan opeindig, wat elke persoon by gaan opeindig. Ewige lewe of ewige verderf. Dis die een van daai 2 plekke wat jy gaan opeindig. Glo jy dit regtig? Glo jy werklik dat daar net een van daai 2 plekke is waar iemand gaan opeindig? Want as jy dit glo, dan is my vraag aan jou, iemand wat God nie ken nie, iemand wat kies om die Here nie te gehoorsaam nie, wat wegdraai van hom af, is besig om 'n pad te stap na die ewige verderf. Wat doen ons in so 'n geval? Hoe lyk ons lewe wanneer ons weet van iemand wat besig is om 'n pad te stap na die ewige verderf? Daar is 'n verskil om te weet van Jesus en om Jesus te ken. Nou, hoekom sê ek dit? As jy hier uitstap vandag, kan jy na enige persoon toe stap, behalwe dalk 'n
klein kind wat nog nie behoorlik verstaan of alles nie. Maar jy kan na meeste volwassenes toe stap. Maak nie saak of dit 'n moslim is nie, maak nie saak wat die geloof is nie. As jy vir hom gaan vra, weet jy wie Jesus is? Gaan hy vir jou sê ja. Jesus het so groot impak gehad dat ons kalender geskei het by hom. Ons praat van voor Christus en na Christus. Dis wat so groot impak Jesus gehad het toe hy op aarde was. So almal kan sê, ek weet wie Jesus is. Net soos wat jy kan sê, jy weet wie die president van Suid-Afrika is. Ons almal weet wie hy is, maar hoeveel van ons ken die president van Suid-Afrika? As jy hierso sit, hoop ek dat jy Jesus ken as Here en Redder van jou lewe en dat jy 'n verhouding het met hom. Nou is my vraag aan jou, as jy hom ken, wil jy nie mense aan hom voorstel nie? Wil jy nie hê mense moet weet wat jy weet van wie God is nie? Dit is nie goed genoeg om te weet wie Jesus is nie. Dit gaan jou nie in die ewige lewe invat nie. Jy moet hom ken as jou redder en saligmaker. En dis nie waar hy wil stop met sy verhouding met jou nie. Hy wil elkeen van ons persoonlik ken. Hy wil hê jy moet weet wie hy is. Hy wil verhouding hê met jou. God se doel en sy missie is om sy skepping te versoen en te red. Hy wil werklik in 'n verhouding wees met elkeen van ons en elke persoon wat geskape is. Elke mens is geskape in sy beeld en hy wil in verhouding wees met hulle. As jy gered is, dan moet jy werk aan jou verhouding met hom. Jy moet iemand beter wil leer ken. Die dag as jy jouself voorgestel het aan iemand en jy begin met hom praat, dan stop jy nie net daar en jy weet nou alles van daai persoon nie. Nee, dis die begin van daai verhouding. Nou gaan drink julle dalk koffie en julle praat of wat ook al braai en julle leer mekaar ken. En dit is wat God wil hê van elkeen van ons. Jesus wil elkeen van ons in 'n verhouding met hom hê. Maar nou is my vraag aan jou, as God gekom het, Jesus het gekom vir 'n spesifieke rede, om ons te versoen aan God, 'n sondige mens aan 'n heilige God. En hy het gekom om dit te vervul, en hy wil eendag hê dat almal hom moet ken, en eendag wil hy die wêreld kom regstel, en koning en heer van die wêreld wees, dan sien ons hy het 'n plan en 'n missie en 'n doel wat hy besig is om uit te voer. My en jou werk as die liggaam van Christus is om die evangelie, die goeie nuus wat Jesus gedoen het vir ons, nie net te verkondig nie, maar ook uit te lewe. Dis baie maklik om ietsie te sê, maar dit vat werk om dit te doen. Ek en jy moet nie net die evangelie verkondig nie, ons moet dit ook uitlewe. Nou, hoe lewe ons die evangelie uit? Hoe lyk dit om die evangelie uit te lewe? Dit is om die goeie nuus met iemand te deel. Dit is dalk om 'n disippelskappad met iemand te stap wat God nie ken nie en te sê, laat ek jou voorstel aan wie hy is. Dit is dalk om sout en lig te wees in 'n gebroke wêreld, om te wys hoe lyk dit om deel te wees van die koninkryk van God. Ek en jy moet die koninkryk van God op die aarde reflekteer in 'n gebroke wêreld wat ons sit. Dit is wat ek en jy moet doen. Ek wil vir julle 'n voorbeeld gee van die koninkryk van God, as ek dit so kan verduidelik. As ek en jy, God wil hê elkeen van ons moet deel wees van sy koninkryk. Hy wil hê almal moet kies om hom te volg en 'n pad met hom te stap en deel te wees van sy koninkryk. Maar daar is 'n ingangsfooi. En daai ingangsfooi is nie jou werke nie. Is nie jou geld nie. Daai ingangsfooi is geloof in Jesus Christus en niks anders nie. Jy kan nie jou redding koop nie. Jy moet jou geloof in Jesus plaas.
Nou, as jy deel is van sy koninkryk, dan arbei ons in sy koninkryk, en ek glo daar is skatte wat ons bymekaar maak in die hemel, wat ons mee gaan vergoed word eendag. Maar jy vat dit nie saam nie, jy kry dit daarso. Maar wanneer jy deel is van sy koninkryk, dan moet jy gehoorsaam wees aan die reëls van die koning van hierdie koninkryk. En dit begin nie eendag in ewigheid nie. Dit begin nou. Ek en jy moet gehoorsaam wees aan sy reëls. En as ons sê ons wil gehoorsaam wees aan sy reëls, dan moet ons ook verstaan wat is sy missie en sy plan en sy doel vir elkeen van ons wat hier sit op aarde. En dan moet ons sê, Here, ek wil deel wees van dit. Mense is verlore. En daar's mense wat dink dat God daaruit is om hulle lewe ondraaglik te maak. Dat God daaruit is om hulle lewe ongemaklik en nie lekker te maak nie. Dis nie God se hart nie. God se hart is dat elke persoon versoen moet word met hom. Ek en jy word geroep om mense voor te stel aan wie Jesus is en dan deel te kry van God se missie en sy plan. En elkeen van ons moet aktief besig wees om ons die kant te bring en ons deel te doen wat die Here ons voorgeroep het in sy missie en sy plan. So die skrifgedeelte wat ons op gaan fokus vandag is Johannes 4 vanaf vers 35 en julle kan julle Bybels daar oopmaak. Johannes 4 vanaf vers 35 tot 38. Jesus sê julle nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande, dat hulle al wit is vir die oes. En hy wat maai ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees. Want hierin is die woord waar, dit is een wat saai en 'n ander wat maai. Ek het julle gestuur om te maai waar julle nie aan gewerk het nie. Ander het gewerk en julle het in hulle arbeid ingegaan. So ek wil net vir julle agtergrond gee oor hierdie gedeelte. Wat hier gebeur het is, Jesus kies om van Jerusalem af te stap na Galilea toe en hy moet deur Samaria stap. Hy moet daardeur stap, nie omdat hy wil nie, maar omdat die Here vir hom, God die Vader vir hom gesê het, hy moet daardeur gaan. Nou meeste Israeliete of Jode het omgeloop. Hulle het gekies om nie deur Samaria te gaan nie, want hulle het die Samaritane gesien as minder as hulle. Hulle wou nie meng met hulle nie. Hulle was nie eers bereid om die korter pad deur hulle gebied te stap nie. Hulle het gekies om eerder om te stap. En Jesus kom by Jakob se put en hy sê vir die disippels, gaan en kry iets om te eet. En hy ontmoet daar 'n vrou en die vrou het nie 'n man nie, sy het al 5 gehad en hy deel wie hy is met haar. En daarna kom die disippels en hulle sien, maar Jesus praat met 'n vrou. Nou dit is iets wat jy nie gedoen het eintlik nie, maar hulle sê niks nie. Inteendeel, jy het nie met 'n vrou, nie eers 'n Joodse vrou in publiek gepraat nie. Maar nou praat hy met 'n Samaritaanse vrou. Dit is ongehoord. En nadat hy met haar gepraat het en hulle daar aangekom het, het sy haar kanne gelos en sy teruggehardloop en sy het vir die mense gaan sê, kom dat ek julle 'n man wys wat my alles vertel het. En die disippels kom daaraan en hulle sê, hier is vir jou kos om te eet. En hy sê, ek het nie nodig om te eet nie. En dit is waar ons onsself in hierdie gedeelte bevind. Lees gou saam met my net vers 34 wat hy sê, Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring. Wat vir my interessant is hierso, is hy sê dit is wat vir hom kos gegee het. Dit is wat vir hom lewe gegee het. 'n Ander gedeelte in die skrif staan daar, ons lewe nie van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Ek en jy, ons lewe is nie net kos nie. En dit wat Jesus hier beleef het vir hom voedsel gegee, het vir hom krag gegee om aan te hou, om die wil en die werk te doen van God die Vader. Wat het Jesus gemotiveer en gedryf om te doen wat hy doen? Die wil en die werk van sy Vader.
Dit is wat hom opgekry het elke oggend. Dit is wat hom aan die gang gekry het. Hoekom staan jy op in die oggend? Wat motiveer jou om op te staan in die oggend? Wat hou jou aan die gang? Is dit om kos op die tafel te sit? Wat ook al die rede mag wees, as dit nie is om die wil van God die Vader te doen nie, dan gaan jy op 'n plek kom wat jy gedemotiveerd word. En sê, hoekom hou ek aan om hierdie te doen? Maar as jy weet wat is die doel en die roeping wat God vir jou gegee het, dan gaan jy opstaan in die oggende, wetend, hy het 'n plan vir jou vandag, en jy wil dit uitvoer en uitlewe. Jesus was gestuur met 'n spesifieke doel. En Jesus was ingekoop in God se plan, en hy sou alles gegee het. Hy sou alle pyn deurgegaan het, en tot sy lewe gegee het, vir die plan en die doel wat God hom voorgestuur het. Hoe ingekoop is ek en jy in die plan en die doel van God? Ons sien hierso in vers 35, dat God funksioneer op 'n ander manier. Hy sê hierso vir die disippels, julle sê dis nog 4 maande, dan is die oes ryp. Ek sê vir julle, die oes is nou al ryp. Jesus sê dis nou al tyd om te gaan in die veld in en die oes te kry. Jesus fokus op die geestelike aspek. Maar ek en jy vind onsself so maklik in die fisiese probleme en uitdagings en wat alles hierdie jaar gaan voorlê, dat ons nie ons fokus kan skuif op die geestelike aspek nie. Nou die disippels was nie verkeerd dat die oes eers oor 4 maande sou gewees het nie, maar hulle het gekyk na die koringoes. Hulle het nie gekyk na die geestelike implikasies nie. Hulle het gefokus op die verkeerde dinge. Ek wil vir julle 'n voorbeeld gee van wat moontlik kan gebeur. Wie van julle het al 'n bok geskiet en hom moontlik gekwys? OK. Nou, wie van julle het geleer om nou spoor te sny agter daai bok aan? Nou ek het die voorreg gehad om met 'n spoorsnyer te gewerk het. Hy kom van Zimbabwe af en hy het eintlik hy het mense se spore gesny in Zimbabwe om poachers te vang. So dit was vir my lekker om saam met hom te kon werk en spoor te sny as 'n bok gekwes is. En dan sal hy my vra, Johan, wat sien jy? Dan sal ek vir hom sê, ek sien gras en ek sien blare en ek sien takke en al hierdie dinge. Hy sê, nee, wat sien jy? Sê ek, hoe bedoel jy? Dis wat ek sien. Hy sê, kyk 'n bietjie dieper, kyk 'n bietjie mooi. Wat sien jy? Dan sê ek, okay, dan begin ek nou kyk. Ek sien bokspore. Wat se bokke? Nee, ek weet nie. En dan leer ek nou. Dan sê hy, okay. Dan sê ons, okay, wat se bok is ons agterna? Nee, ons is agter 'n gemsbok aan. Hoe lyk hulle spoor? Nee, hulle spoor lyk so. Dan begin ons loop. Dan sê hy vir my, wat sien jy nou van hierdie spoor? Sê ek, is 'n gemsbokspoor. Sê nee, wat lyk anders dan hierdie spoor? En soos wat ek tyd met hom spandeer het ek geleer dat wanneer die tone wyer is, dat hulle meer gewig op daai voet sit. Of wanneer jy sleepmerke sien, dan weet jy, hy kan nie meer lekker sy voete optel nie, ensovoorts. So kon jy deur die spore van daai bok begin agterkom, wat is die toestand van daai bok? Maar ek het nie eendag daar net gestaan en alles geweet nie. Nee, dit het tyd gevat wat iemand my moes leer, sodat ek hierdie goeters moes begin raak sien. So wat ek daardeur vir jou wil sê is, dit is moontlik vir my en jou om 'n disipel van Jesus te wees, maar nie te sien wat Jesus wil hê ek en jy besig mee moet wees nie. Ons sien nie wat Jesus mee aangaan nie, want ons kyk nie op die regte manier na wat hy op wil fokus nie. Die disippels het met 'n fisiese oogpunt gekyk. Jesus kyk uit 'n geestelike oogpunt. Ek en jy moet leer om te kyk en te sien en te dink soos wat Jesus dink. Want wanneer ons dit begin doen, dan gaan ons dinge begin raak sien en ons gaan op dit begin reageer en ons gaan anders te begin funksioneer. Jesus vergelyk die mense met 'n koringoes. Wie van julle wil met koring vergelyk word? Ek dink nie baie van ons nie, maar dit is wat Jesus gedoen het. Hoekom vergelyk hy hierdie mense met 'n koringoes? In daai tyd het jy nie gou ge-60-60 nie. Jy het nie gou net mall toe gegaan nie. Jy moes beplan en jy moes kyk en jy moes werk aan 'n oes.
En jy moet seker maak wanneer daai oes reg is, dat jy reg is om te kan arbei en daai koring te oes. As jy nie geoes het nie, as jy slap gelê het, as daar iets gebeur het, dan het 'n misoes die moontlikheid gehad dat of jou gesin of die hele dorp nie volgende jaar sou sien nie, want daar was nie kos dan gewees nie. So daar was nie tyd om nalatig te wees nie. As die koring reg was, moes hulle geoes het om op te kon bou en te gestoor het vir volgende jaar, om hulle deur te kan dra die hele jaar. 'n Oes was vir hulle letterlik lewe gewees. As hulle 'n misoes gehad het, dan weet ek nie hoe het hulle uitgekom die volgende jaar nie. Ek wil hê ons moet hierdie gedeelte lees in vers 35 wat hy sê, ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande dat hulle al wit is vir die oes. Wat beteken dit om jou oë op te slaan? Dit beteken om op te hou kyk wat jy mee besig is en te kyk wat om jou aangaan, om wakker te wees van wat besig is om jou aan te gaan. As ek en jy nie op gaan kyk nie, dan gaan ons nie sien wat Jesus mee besig is en waar hy wil hê ons betrokke moet wees nie. Ons gaan dit mis wanneer Jesus besig is in 'n area, want ons is so vasgevang in wat ons mee besig is, dat ons nie eers 'n oomblik stil staan en opkyk en sien wat hy mee besig is nie. Die oes is reg rondom ons. Elkeen van ons het die geleentheid om te arbei in die oes. Maar my vraag aan jou is, kyk jy op uit jou lewe uit en kyk jy rond en vra, Here, waar is U besig? Waar moet ek arbei vandag? In vers 36 sê hy, en hy wat maai ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees. Wat is die vrug wat hiervan gepraat word? Dis mense, nê? Nee. Mense is vir God kosbaar. Verlore mense is hoekom Jesus gesterf het, vir 'n verlore mensdom. Mense is vir God belangrik. Hoe belangrik is hulle vir ons? Elkeen van ons het die voorreg om deel te kan hê, sy een saai en een maai. Ons werk in sy koninkryk. Maar is ons effektief? In Korintiërs, ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk, sê hy een plant, een maak nat, maar net God bring die groei. Ek en jy moet nie dit minag om wanneer ons in 'n ry dalk staan of wanneer ons besig is in ons daaglikse lewe, die Here te vertrou en te sê, Here, is daar iemand wat ek iets mee moet deel vandag? En dat wanneer ons dan daar dalk staan in 'n lekker lang ry by home affairs of wat ook al dit mag wees, bereid te wees om 'n gesels aan te knoop met iemand en te sê, ken jy Jesus? Weet jy wie hy is? Weet jy wat hy vir jou kom doen het? Of dalk te sien wanneer iemand te neergedruk is en met hulle die goeie nuus te kan deel. God is besig en hy nooi ons uit om saam deel te wees van sy plan en sy missie. Ek wil nie uitmis op dit wat God besig mee is in ons dorp in Brits nie. Ek wil deel wees van dit. Ek wil eendag in ewigheid kan sit met die Here en praat oor wat ons mee gedoen het en die groter prentjie sien, want ek en jy weet nie wat aangaan in die geestelike riem nie. Maar dit sal lekker wees om eendag te sien wat het aangegaan en daaroor te kan gesels en nie eenkant hoef te sit en te wonder, wat het ek met my tyd op aarde gedoen nie, maar om deel te kan wees van die plan en sy doel en wil. In vers 37 lees ons, want hierin is die woord waar, dit is een wat saai en 'n ander een wat maai. Besef jy dat as iemand nie gesaai het nie, gaan iemand nie kan maai nie. Al twee werke is belangrik. Dis totaal en al verskillend, maar al twee is belangrik. Ons moet bereid wees om enigeen van die twee te doen. Ons moet bereid wees om te doen wat die Here nou vir ons in daai oomblik sê om te doen. Elke persoon wat hier sal sit,
speel 'n belangrike rol in die ewige plan wat God besig is om uit te voer. Lees saam met my in 1 Korintiërs 3 vers 6. Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. So is dan hy wat plant of hy wat nat maak, niks nie, maar God wat laat groei. Daai woorde humble 'n mens so bietjie. Ons dink baie keer dit gaan oor dit wat ons moet doen, die rol wat ons moet speel. Die een wat saai, die een wat nat maak, is niks in vergelyking met die ene wat die groei bring nie. God is die ene wat die groei laat plaasvind. God is die ene wat die fokus op moet wees. Die fokus moet nooit op my en jou wees nie. Ons moet altyd die fokus na God toe terug kan skuif. Sy missie is die belangrikste in ons lewe. Ek dink ons kan so maklik bekommerd raak oor die sorge van hierdie wêreld, dat 'n jaar verbygaan en ons was nie effektief gewees in God se koninkryk nie. Ons is so besig met goed wat moet gebeur, dat ons nie uitkom by wat die Here wil hê ons moet doen nie. My pa het altyd gesê, as die duiwel jou nie kan stoot nie, dan gaan hy jou breek. Hy gaan altyd iets probeer doen, hy gaan altyd teen jou probeer werk, maar ons fokus moet nie daarop wees nie. Ons fokus moet wees om die wil van God te doen. Maar nou wil ek vir jou net waarsku, jy kan nie alles vir almal wees nie. Ek en jy moet doen wat die Here ons voorroep om te doen. As sodra ons die fokus raak, dan wil ons alles vir almal wees. En dis 'n gevaarlike plek om onsself by te vind. Ek en jy moet net kies om gehoorsaam te wees vir dit wat die Here vir ons vandag geroep het om te doen. In vers 38 lees ons dat hy sê, ek het julle gestuur om te maai waar julle nie aan gewerk het nie. Ander het gewerk en julle het hul arbeid ingegaan. In 'n ander gedeelte in Johannes staan daar, die Heilige Gees is konstant besig om die wêreld te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Die Heilige Gees is heeltyd besig om in mense se lewe te werk. En ons sien in hierdie gedeelte, hy stuur hulle om te maai waar hulle nie gesaai het nie. Ek en jy het partykeer die voorreg om net met iemand te praat en hulle sê, ek wil my lewe vir die Here gee. En jy sê, nee, wag, laat ek jou nou nog mooi verduidelik. En hy sê, nee, ek is reg. Ek wil nie aangaan soos wat my lewe aangegaan het nie. Want iemand anders het al klaar gesaai. En jy kan net die vrug maai van daai ontmoeting. Maar dan is daar kere wat ek en jy saad gooi. En ons saai in mense se lewens en ons voel partykeer moedeloos en ons sê, maar niks gebeur nie. Ek wil vir jou sê, moenie moedeloos word of opgee wanneer daar niks gebeur nie. Vertrou die Here om te werk in daai persoon se lewe. As ek en jy gehoorsaam is, het ek en jy die voorreg om te oes sonder om die werk in te gesit het. Maar onthou, ons oes net dit wat waarde het. Wat het waarde vir God? Mense. Nie rykdom nie, nie geld nie, niks anderste as mense het vir God waarde nie. Hy het gekom sodat elke persoon in 'n verhouding met hom kan staan. Hoe waardevol is mense vir my en jou? Of is ons trots partykeer meer waardevol? Wanneer ons te doen het met iemand wat jy weet besig is om nie die pad te stap van heiligmaking nie, of 'n persoon wat totaal en al in die wêreld is en jy het inspraak in daai persoon se lewe en jy kies om nie ietsie met hom te deel nie, want wat gaan daai persoon dink as ek nou hierdie sê? Of ons is in omstandighede wat ons onsself bevind en ons wil nie oor die Here praat nie, want hierdie mense, hulle ken hom nie.
Hoe lyk ons lewe? Lewe ons elke dag Christus uit? Is mense se lewe vir ons waardevol? Of partykeer is ons dit wat mense van ons dink meer waardevol as wat hulle vir ons is, en ons kies om stil te bly, sodat mense daarom net nie iets anderste van my moet dink as wat hulle op die oomblik weet nie. Ons sit hier aan 'n nuwe jaar en ons raak partykeer moeg. Ons raak partykeer uitgemat om aan te hou die werk doen wat die Here ons voor geroep het. Want mense is dalk teen jou. Mense sê dalk iets wat jou negatief maak. Ek onthou 8 jaar terug, nou langer al terug, wou ek graag mannekampe gedoen het. En in my tweede mannekamp gebeur daar iets wat my totaal en al uithaal. Ek het gesê nooit weer, dis klaar. Ek gaan nie hierdie weer doen nie. Ek gaan u dien, maar nie hier nie. En hoe die Here daai herstel moes kom bring, om te sê, okay Here, ek is weer bereid om te doen wat u my voorroep. Al is mense dalk teen my. Al het mense dalk seer gemaak. Want daar is aanvalle. Maar wanneer is die aanvalle die seerste? Wanneer dit mense is wat die naaste aan jou is. Ek sê partykeer goed wat my vrou seermaak, en dan bedoel ek dit nie so nie. Maar die duiwel soek elke geleentheid om iets net te verdraai. Ek het julle in die begin gevra, glo julle dat die woord van God waar is? Wat het die duiwel kom doen met Eva in die tuin van Eden? Hy het net twyfel gebring. Hy het net gevra, het God regtig dit gesê? Ek sê dalk ietsie vir my vrou, en ek sê dit nie soos wat sy dit verstaan nie, en daar's 'n miskommunikasie, en sy hoor iets heeltemal anderste as wat ek bedoel het, en onmiddellik is daar divisie in ons huis, onmiddellik is daar twis, en iets is nie reg nie, en as ek nie dan gaan sit en sê, okay, wat het nou gebeur nie, hoe kan ek hierdie reg maak nie, dan gaan ons van mekaar af wegbeweeg. Ek en jy moet versigtig wees, dat die duiwel nie inkom en divisie saai in geestelike familie, in ons verhoudings nie, maar ons moet nooit bang wees om in waarheid en liefde met iemand te deel nie. As julle weet van dat ek iets doen wat verkeerd is, en julle kom praat nie met my nie, dan is julle nie werklik lief vir my nie. Hoekom? Want jy gee nie om vir my as ek besig is om iets verkeerd te doen nie. As ek sien my kind is besig met iets wat haar lewe in gevaar gaan stel, dan gaan ek en ek sê vir haar, stop waar jy mee besig is, want dit gaan jou lewe in gevaar stel. Of moet ek haar los want ek is lief vir haar, dat sy maar aangaan. Nee, ons moet as geestelike familie mekaar accountable kan hou en sê, ek glo hierdie woord, ek glo dit is perfek, en ek glo dat dit my lei en help om die wil en die werk van die Here uit te voer. En as ek nie my lewe rig volgens hierdie nie, dan moet ek accountable kan gehou word volgens die standaard en die woord van God. Hoe intentioneel is ek en jy om Jesus se plan en wil uit te voer hierdie jaar vir jou lewe? Het jy al tyd gaan spandeer en die Here vra, Here, wat is die fokus wat U wil hê ek op moet fokus hierdie jaar? Ons bid elke dag 16 minute oor 12 vir mense wat die Here nie ken nie. Ons bid vir die regering. Hoekom 16 minute oor 12? Oor 1 Timoteus 2 vanaf vers 1 tot 6. Gaan lees daai gedeelte en stel jou alarm vir 16 minute oor 12. Het jy 'n lysie in jou Bybel of iewerste op 'n gebedsbord wat jy die Here voor vertrou vir mense wat die Here nie ken nie? Maak ons moeite vir dit wat belangrik is vir God. En raak dit my en jou uitkyk en ons missie. Ek en jy is nie hier op aarde vir ons eie gewin nie. Ons is hier om die missie en die plan wat God in werking gestel het uit te voer totdat hy weer terugkom. Maar vir elkeen van ons lyk dit anderste. Vir van ons is dit dalk net om te begin bid en die Here te vra wat is sy plan.
Vir van ons lyk dit om meer aktief te raak, betrokke te raak. Elkeen van ons lyk anderste. En daar is nie 'n cookie-cutter model wanneer dit kom by God nie. Hy soek verhouding met elkeen van ons en hy sal vir elkeen van julle uitwys wat is sy plan en sy doel. Van ons, as jy nou na 'n oorlog kyk, daar is sekere ouens wat veg, wat op die frontline is, soos wat hulle dit sê. Maar daai ouens kan dit nie doen sonder wapens of patrone nie. Daar moet patrone by hulle uit kan kom. Daar's logistiek wat moet gebeur. En ons kyk altyd na een persoon of na iemand en ons sê, dit wat hy doen is, dis wat ek wil doen. En dis goed om dit te doen. Maar ons moet altyd vir Here vra, Here, waar wil U hê moet ek betrokke wees? Ek is dalk nie ene wat 'n wapen het en moet skiet in hierdie geveg nie, maar ek kan dalk patrone aandra. Elkeen van ons moet net aktief wees, besig wees en die Here vra, Here, wat is my plan? Wat is U plan vir my vandag? Een ding. Wat moet anders te lyk vandag in my lewe? Ek wil hê jy moet hierdie jaar die geleentheid vat om vir Jesus, om jou fokus op Jesus te sit en te sien wat is hy mee besig. Elke dag te leer wat is sy doel en wat is sy plan vir jou. Ek wil jou vandag net herinner aan die dringendheid van die opdrag wat Jesus ons voorgestuur het in Matteus 28, wat hy sê, gaan en maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en ek sal met julle wees tot aan die volëinding van die aarde. Ons weet nie wanneer is daai volëinding van die aarde nie, maar ek waarborg jou, ons is nader vandag as gister. Wanneer dit gebeur, wil ek nie hê een van ons moet sit en sê, plaas het ek meer gedoen nie. Ons moet kan sê, Here, ek het gedoen wat U vir my gesê het om te doen. Ek het gearbei in die grond wat U vir my gegee het om te doen. Hoe lyk dit vir elke een van ons? Ek en jy moet versigtig wees om nie soveel planne vir 2026 te hê, dat ons nie by die Here se plan en doel uitkom nie. Ek is seker elkeen van julle het planne en goed wat julle wil doen vir 2026. Maar weet jy wat die Here wil hê jy moet doen vir hierdie jaar? Ek wil afsluit met hierdie. Jesus het 'n missie gehad wat God hom voorgestuur het. En hy het niks gedoen wat daai missie en plan belemmer het nie. Jesus was gestuur vir 'n spesifieke doel. Al was dit nie altyd maklik nie. Al het hy op 'n kol gesê, Vader, laat hierdie beker verby mag gaan. Dan sê hy, maar nie my wil nie, U wil. Laat U wil geskied. Ek waarborg nie 'n gladde pad, 'n lekker pad nie. Maar wat ek vir jou waarborg is, as jy gaan kies om die pad saam met die Here te stap en mense van hom te vertel en te doen wat hy jou verroep, dit gaan die moeite werd wees. En jy gaan terug kan kyk en sê, Here, dit was harde werk, maar dit was lekker. Dit was die moeite werd gewees om te arbei in die koninkryk. Hoe ingekoop is jy in die missie en die plan van God?